Daarom sê die Bybel, die vurige pyle van die Satan, as hy sommer enige pylie, because he knows your weakness. Hy weet die ding van met sy struggle. Nou die ding lê dormante, al die jare lê dormante. Hy weet dis 'n swakpunte. Nou op die regte tyd, wanneer sy vulnerable is, dan bring hy die ding op na die bodem en hy laat jou down. Baie waar. Ek weet nie maar praat met iemand. Pas op vir die ding wat al die jare geslaap het. Nou kom die ding op. Die funny ding. Môre werk het vir jou. Amen. Because as children of God, we are faith people. Ons is geloofmense. Mense sê vandag in die tyd waar ons lewe, wil hulle vir jou sê geloof werk nie meer nie. Hulle wil vir jou sê gebed werk nie meer nie. Amen. En die Satan bring vir jou al die mooi goede en hy wys jou mense prosperous is. Jy vra ook van die ongelowige, hoe kan ek maak? Sure. Hy sê ook vir jou ongelowige collega sê ook vir jou, onthou die ding as jy eintlik vir gelowige sê. Sure, voilà. Sê eintlik nie. Hy sê, jong, I will do that. Niemand sal sê nie, as 'n deel tussen my en jou, die pastoor sal nie van my nie. Vyand van die kruis. Jy kom Sondag, jy voel die deel, as jy reg is, want jy kom op, Lord, I worship you. Oh, Here, werk het vir my uit. God vat jou ompad. Ompad is nie lekker nie. Hy sê vir jouself, Here, maar hier sien dan nie voor my. As 'n paar tree nog, as sê die Here, nie die way nie. Ander way ook. En wat hy sê baie keer as hy sien, vir iemand bestuurders, as jy pad ry, dan sien hy, hoe is het moontlik? Hoekom moet ek aan 'n ompad ry? Is dan vir my makliker hierdeur as vir my gouer? En sy verstaan jy, nou sien die klomp bulldozers en die goedstaanders besig om aan die pad te werk en sy raak moeilik. En soms vat dit maande wat sy ompad moet ry, maar op 'n dag kom sy weer, dan sien sy die pad is oopgemaak en sy sien die mooiheid, hoe die ingenieurs en almal aan die pad gewerk het. Nou kom sy agter en sê, waarlik, die weg was die moeite. Daarom sê die Bybel, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Maar vanoggend wil sê, while you're waiting, just keep the faith. Behou die geloof, al raak het hoe erger en hoe moeiliker, you just keep the faith. God will be working out. Ek wil vanoggend sê, dis 'n Bybelse feit dat die Here soms laat opdaag. Ja, soms daag hy laat op. Dis duidelik in die geval van die twee susters. Want hulle het self gesê, Here, maar as hy hier was, hoekom moes ek deur al hierdie trauma gaan, deur al die funeral gaan, waar was hy dan? Hy het dan vir Lazarus lief gehad, hoekom was hy nie hier nie? We reason sometimes like that, en sê, Here, maar waar was hy? Waar was hy? Waar was hy toe op die laagste punt van my lewe was? Toe dan die woord gekom het nie.
Where were you? And you go through that trauma and through that ordeal. Maar die Bybel sê, die Here wil vir die susters gewys het, en hy wil sy krag geopenbaar het. Jy het al gehoor sê, onthou, jou storm is groter. Die Here wil 'n groter ding doen. Het gaan nie net rondom jou nie, maar God wil sy krag openbaar. God wil groter dinge doen as wat jy dalk dink. En dis hoe die Here werk. Amen. Ek wil nie vanoggend dit sê, dat die Here vanoggend vir jou help en vir jou krag en sterkte gee. Amen. Praise the Lord. As jy right, gee die Here prys. Moet jy my land sal jou voor jou, gee my 'n high five sê, I'm glad you're here. Praise die Here. Ons weet nie baie kere wat ons deurgaan in die weekie. We face difficult times and difficult situations. Iemand wat langs jou sit is dalk in 'n storm volgend. Hy is dalk mooi of sy is dalk mooi aangetrek. En die palm en alles is op plek. But the storm is still raging. Niemand weet as ek met die deur vanmiddag uitstap, is still a devil I need to fight. But this morning you've made it by the grace and by the favor of God. Die volgende sê, as jy by die huis is hy alleen. Daarom moet sy sterk wees. Amen. Amen. Sy moet die duivel fight met alles wat binne jou is, because he wants to cripple you, hy wil jou weak maak. Maar die Here gee jou volgende krag. Praise the Lord. Ek praat vanoggend met ons oor the power of the blood of Jesus. Genesis 4, 1 tot 10. As jy die woord het, blaai saam met my in Genesis. Genesis, hoe sal ek sê? Genesis 4. Dan kan jy ook in dieselfde tyd die Bybel oopmaak by Hebreërs hoofstuk 4. Hebreërs 12. So 1 vers daar sal lees. Hebreërs 12, 24. So die woord van die Here dan lees ek vir u. Kain en Abel. En die mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword. Kain is gebaar, en sy het gesê ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. En dan het sy ook vir sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword, en Kain was 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land van die Here 'n offer gebring, en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. Die Bybel sê die Here het Abel se offer genadiglik aangesien. Maar Kain het sy offer nie aangesien nie, en Kain het baie kwaad geword, en die Bybel sê sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad, waarom het jy jou hoof laat hang, is daar nie verheffing, as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie. Die sonde lê in loer voor die deur, sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Kain het met sy broer Abel gepraat. Bybel sê, toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan, en het verkaap, en het vir Abel doodgeslaan. En toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie as ek my broer se wagter. En hy sê, die Here sê vir hom, Kain, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer, dit roep na my van die aarde af. Ek wil daai vers as 'n tema gebruik. Die Here sê vir hom, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer, dit roep na my van die aarde af. Nou, as ons in die geskiedenis gaan kyk, of in Genesis en in die Ou Testament gaan kyk, dan sien ons bloed het 'n belangrike rol gespeel. Dat wanneer daar vir die sonde geoffer was, dan was daar 'n dier geslag, en dan was die bloed gebruik om versoening te doen vir die volk.
En wanneer die Here hier vir Kain sê, die stem van die bloed van jou broer, dit roep van die aarde af, dan wil die Here vir Kain sê, dat Abel se bloed dit roep vir judgment en vir revenge. Dan kom ons aan Hebreërs, hoofstuk 12. Kom ons lees vers 22. Die skrywer sê, julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, en verwys dit na Jesus se bloed, wat van beter dinge spreek as Abel. As ons hierdie vers vergelyk met wat ons gelees het in Genesis 4, dan wil die skrywer ons vergelyk die bloed van Abel en die bloed van Jesus. En dan sê hy, die bloed van die besprenkeling, dat spreek van beter dinge as Abel. Ek lees vir die Engels, you have come to Jesus, who brings the new promise from God, and to the sprinkling blood that speaks a better message than Abel. Ek wil vanoggend vir u sê, kerk, hierdie revelation is groot. Hierdie openbaring van hierdie skrif is baie groot, maar dit hou vanoggend soveel waarhede in vir my en vir jou. Bloed speel 'n belangrike rol in vandag se samelewing, aan die tye waarin ons lewe, en ek wil vanoggend vir ons 'n paar redes gee, volgens my bietjie kennis wat ek het oor hoekom word bloedtoetse vandag geneem. Jy moet my volg. Ek wil dit terugbring na wat ons gelees het in Hebreërs 12 met die tema wat sê die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. En mag jy vanoggend hierdie openbaring verstaan en dat jou lewe, jou wandel met die Here nooit weer dieselfde sal wees nie, because daar soveel gelowiges wat nog steeds met skuld lewe. You are constantly under condemnation. Baie kere voel jy is dit nie waardig nie, as gevolg van wat jou verlede was. En Satan wil constantly jou verlede voor jou bring. Amen. Is dit waar? Amen. Soms wat jy 10 jaar of 5 jaar terug gedoen het, every time you want to move or progress in your walk with Christ, dan bring hy die ding voor jou wat jy in jou verlede gedoen het. En hy wil vir jou preek en vir jou sê, die Here het jou nog nooit vergewe. And many Christians live with this guilt. Especially sometimes, baie kere, wanneer ons gebed na die Here toe gaan, dan wil die duiwel jou laat verstaan, die Here het jou sondes nie vergewe. Maar vanoggend wil ek vir my en vir jou belofte gee, die bloed van die besprenkeling, 'n verwysing na Jesus se bloed, dat spreek van beter dinge as Abel. Hoekom word bloedtoetse vandag gedoen? Hulle wil graag uitvind wat is verkeerd met jou, veral wanneer mense siek is. Daarom sal jy hoor, die mense sê vandag, ek wag op die uitslag van my bloed. Jy gehoor mense praat so? Hulle sê nee, ek was vandag by die hospitaal, hulle het bloed getrek, so nou wag ek maar. En soms lewe sy in vrees, terwyl jou bloed gestuur word na 'n laboratorium toe, want baie goed kom jy op in die ding en jy sê by jouself, daarom sal 'n dokter altyd vir
Het jou ma hoë bloed gehad? Ja. Is daar suiker in die familie? Jy as hoe praat ek dan sê, ja, dokter, ai my ma, die familie is die trekker, almal het suiker. Sy gooi die geloof by die dierryke, want voor jou staan 'n man met 'n fietsas en hy het al die ondervinding. Moenie as hy, wat doen hulle die stetoskoop? Stetoskoop. Om het sy val in vrees, ag Here, ja dokter, dokter, hy, ja, die familie, my ma is ook al 'n jaar terug dood aan suiker, dokter. Die bloed kan alleenlik bepaal wat is met jou vrou. Wanneer hulle jou bloed wegstuur, of wanneer hulle toestaan vir hulle uitvind of hy enige infeksies is, of hy diabetes, Here. Hy praat met die ongelowige, dan sê sy ook, is dit diabetes? Ook het my laas week gediagnoseer, is dit diabetes? Sy sê ook, ek het hulle gesê, hulle moet toch die wafferen, vat ek dit weg. Die wafferen is 'n bietjie sterk. Here help ons. As gelowiges, wat so praat. Sê die dokter, nee, vat die wafferen weg, he. Vat dit 'n halwe. Dan kom jy weer terug. Die taal van die wêreld het in die kerk ingekom. There's no more faith. I believe in the God that healeth me. Jy moet ook jou datum, joh. Moenie vergeet nie, my datum. Wat is jou hospitaal datum, suster? 1 November. Hulle het geskryf na Woensdag en op bid is. Wanneer jy bloedtoetse doen, dan kan jy ook bepaal of jou lewer, jou hart en of jou niere normaal functioneer. Hulle kan ook bepaal of jy kronies is. Ja. Ek sê mos lekker, nee, ek is kronies, ja. Hulle kan ook bepaal of die medikasie wat jy tans gebruik, of dit werk al dan nie. Wanneer hulle bloedtoetse doen, dan kan hulle ook bepaal watter bloedgroep hy is. En wanneer jy bloed skenk, dan word jou vinger ook geprik om seker te maak of jou, as ek reg, jou suikervlak reg is. Jou yster. Daarom voel jy baie keer teleurgestel, dan sê hulle vir jou nee, want jy kan nie vandag skenk nie. Jou yster is jy reg, jy is so teleurgestel. Hoekom jy kan maar maak of wil, but because of the blood, kan hulle jou nie toelaat. Amen. We vanoggend praat oor die importance, ek wil vir daai as 'n background gee, om vir terug te bring aan Hebreërs hoofstuk 12. Hoekom skenk mense soms bloed? Ons skenk bloed omdat mense wat in 'n ongeluk is, het ons bloed nodig. Ons skenk bloed vir gesondheidsredes. Ons skenk ook bloed van hulle sê dit bevorder ook gesonde ystervlakke. Maar ek wil die volgende sê, dat volgens die wetenskap kan hulle nie bloed in laboratoriums maak nie. Bloed is alleenlik wat getoets kan word in die mens. Maar as ons in die Ou Testament kyk, familie, dan sien ons die belangrikheid dat wanneer die hoëpriester aan die allerheiligste ingegaan het, dan kon hy dit alleenlik doen met bloed. Hebreërs 9, as jy daar is, kom ons lees vers 6 en 7.
En vanoggend die agtergrond bring om vir u te wys die belangrikheid van die bloed. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig luister in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede, die hoëpriester alleen, luister, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself en vir die sondes van die volk, wat uit onwetendheid begaan is. So die hoëpriester moet met hierdie bloed in die allerheiligdom ingaan om versoening te doen vir die volk. Hy kon dit nie doen sonder die bloed nie. Wanneer ons vanoggend in Hebreërs 12 lees, dan sê die skrywer dat die bloed van die besprenkeling 'n verwysing na Jesus se bloed, dit spreek van beter dinge as Abel. So ongeag wat hoe verlede is, ongeag waar vandaan die kom, I have been forgiven. Amen. Laat die mense maar sê wat hulle wil. Laat hulle maar praat wat hulle wil. I have been forgiven. En dit geld volgens elke dag, elke keer, wanneer ek voor hom kom, en sê, Here, vergewe my, was my, heeltemal skoon, because daar's krag in die bloed van Jesus. Al sê die vyand wat, al praat hy wat, al probeer hy wat, I have been forgiven. Soms moet ek vir die duiwel sê, waarvan praat hy? Ek het dit gedoen, ja, but I have been forgiven. Ek is vrygemaak, ek is losgekoop, die sonde wat ek gedoen het, ek doen het nie meer nie. I have been forgiven. Ek wil die volgende sê, die Satan weet dit al te goed. Hy weet die krag van die bloed van Jesus. My vraag is, as gelowige, verstaan jy dat jy vergewe is? Ek dink die kerk verstaan dit nie. Daarom lewe ons in soveel, met soveel skuldgevoelens. But this morning sê die skrif, die bloed van Jesus, dat spreek van beter dinge as Abel. Daarom, omdat Christus my vergewe het, kan ek ook ander vergewe. Ek hoef nie met wraak te loop nie. Amen. Christ has forgiven me. There is forgiveness in the blood of Jesus. En daarom soms, as jy 'n ding gedoen het en sy bely het, al het ek 5 jaar terug gedoen, the moment you confess, dan vergewe die Here. Dis die wonder van hierdie evangelie, dat wanneer ek bely, ek is van die opinie, He don't cover my sin, but He removes it. Because as hy dit gecover het, dan kan dit weer in remembrance gebring word. Isn't that powerful? How moet ek soms vir die duiwel sê, waarvan praat sy man? Waarvan praat sy? Ek was daar, but the moment I confess, the blood speaks for me. Ek is vergewe. Amen. Ek is vrygespreek. Sonde het nie meer mag oor my nie. Sonde domineer my nie meer nie. I have been forgiven. En daarom verstaan die wêreld dit nie. Amen. But you are forgiven this morning. Jesus blood, ek wil vir vanoggend dan prakties maak en vanoggend vir my en vir jou sê, the blood of Jesus was the only remedy. Niks kan help. Only the blood. It is the remedy, it is the antidote. Wat is the antidote? It is something that cancels, dat kanselleer, dit wat ek gedoen het, en dit reinig my, en dit was my skoon. Oh, that is powerful. Ek kanselleer het. Amen. Ek het dit gedoen, but I confess it, en I cancel dit. Die Here sit sy stem daarop en sê, you
are being set free. Thank you, Lord. Amen. Hy is nie soos die aardse tats, wanneer ek in die opstaan, en dan vra jy, ja, as ons voor die Here staan, en die Here, en Satan vra, en die Here vra, hoe pleit jy? Dan sê jy, ja, skuldig, hoekom? Want ek is in sonde gebore, maar dan sê die Here, because of what I have done on the cross, you are forgiven. En dan sê Jesus die tats, dan sê hy, you are free to go. Thank you, Lord. Sy probeer het te indink en sy vra regtig, as ek werklik waar vergewe? Jesus sê, because of what I have done. Oh, this is powerful. An antidote is something that brings healing. It brings freedom. It reverses that one to cause harm. It removes and it forgives. Blood of Jesus every day, it is active, amen. It actively communicating and testifying and declaring mercy and forgiveness. Elke dag. Amen. Is daar mercy. Why? Because Jesus paid the price. Sy bloed het gevloei. Sy bloed het gedrup op die kruis van Golgotha vir elke mens op hierdie aarde. And it is still testifying today. It is still communicating. Amen. Elke keer wanneer ek bely, dan vergewe hy. Daar's 'n mooi belofte wat sê, so ver as van die ooste, van die weste verwyder is, so ver verwyder hy ons oortredinge. Nou hoekom lewe sy nog met skuldgevoelens? Amen. I'm forgiven. I'm been set free. Hy kan nie meer daaraan nie. Amen. Hebreërs 10 vers 19. Bly saam met my. Hebreërs 10 vers 19. Terwyl ek en jy vrymoedigheid het. Oh, ek hou van die skrif. Om in die heiligdom in te gaan. Deur die bloed van Jesus. This is powerful, church. Elke dag, ek kan met boldness kan ek stap. Met boldness kan ek in gebed gaan. Amen. Why? Because of the blood of Jesus. Die bloed van Jesus stel my in staat. Ek kan nou direk met God praat. Hoekom? Want Jesus het vir my gestel. And therefore I can come boldly with confidence. I have liberty. I have freedom to enter the most holy place by the blood of Jesus. Ek hoef nou nie meer 'n hoëpriester te hê of na 'n priester toe te gaan en kan vra, wil jy nie vir my voorspraak doen by die Vader nie? No, when Jesus died on the cross, die Bybel sê, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. Wat beteken, elke kind van die Here het dan vrye toegang om met Jesus te praat. Isn't that wonderful? Isn't that powerful? Ek kan met God praat. Ek kan met Jesus praat. Ek kan in die allerheiligdom voor God staan and say, Lord, have mercy on me. I am a sinner. Cleanse me and forgive me. I can come boldly. Can I stand and bow before Him because I have been forgiven. Daarom wanneer die Satan, ek hoor nog vandag gelowiges sê, dat die Here het my aangekla. Nee, die Here kla nie aan nie. Hy oortuig jou. Die Bybel sê, Satan is die aanklaer van die broers, en hy kla ons dag en nag aan. God oortuig jou. So as die duiwel my aankla, dan moet ek hom remind. En van sê, do you remember what happened on the cross? Kan ek jou vanoggend sê, die duiwel was by die kruis. Ja. Hy presies alles gesien en gebeur wat gebeur op die kruis. He knows it very well.
But still, he confront you en sê, en vra vir jou, het die Here